Goeiedag julle, vir die derde keer. Vir die derde keer, ja. No kidding, ons het die eerste video gemaak en na 'n uur toe besef ons, dit was bietjie lank. Niemand gaan 'n fliek wil kyk hieroor. Die tweede keer toe ons self die battery pak. Die by die kamera. So ons is terug. Ons is terug. En ons gaan weer probeer. Ja, welkom by die nuus om 7. Ja. Simon, bly om te sien jy's hier. Jy het nie weggeraap nie. Ja, dankie. Bly om te sien jy het ook nie weggeraap. Ja, ek sou definitief nie weggeraap nie. Familie, ons het natuurlik 'n poll uitgestuur op die groepe by die gemeente en 2/3 van die gemeente het gevra dat ons so 'n bietjie gesels oor die wegraping. En die Charlie Kirk goeders, maar ek dink ons gaan dit in 'n tweede deel doen. Yes. So ons sal dit volgende week vir julle doen. Maar vandag gesels ons oor die wegraping. Simon, hoe kom ons nog hier? Want die wegraping is iets wat deur mense uitgedink is. Okay. So ek gaan 'n bietjie inleiding gee oor waar kom dit vandaan. En dan kan Pieter dalk vir ons bietjie die teks bietjie meer toelig. So dit kom van, en nou wil ek net dit sê, nog nooit in die kerkgeskiedenis voor 1830 ooit in enige van die geskrifte, kerkvaders, vroeë kerk, Griekse bronne, noem dit, is daar hoegenaamd enige verwysing na die gedagte van 'n wegraping, van 'n pre-tribulation wegraping van heiliges, dat 'n klomp gaan agterbly. Daar bestaan nie so iets nie. Die Bybel praat nie daaroor nie, die kerkvaders praat. Dan skielik hier in 1830 kom daar 'n ou op die toneel, John Darby, wat 'n bepaalde wat deel was van die Pinksterbeweging en hy was 'n Ierse predikant geweest en hy het 'n bepaalde teologie gehad wat ons noem in die teologie dispensasionalisme. Predikant is 'n sterk woord daar. Okay, ja. Ja, is reg. Okay. So hierdie ou het 'n dispensasionalistiese tipe teologie gehad. Wat is dispensasionalisme? Dispensasionalisme is 'n teologie waarin jy glo dat God die wêreld in verskillende dispensasies gedeel het en dat God se redding anders lyk in elkeen van daai dispensasies. Ja. Wat al klaar as jy daarna luister en jy dink oor hoe die woord dit self, hoe God homself in die woord aan ons kom openbaar het in terme van hoe sy redding werk en wat God se redding is, wat ons as gereformeerdes glo oor 'n verbondsteologie, God wat ons kom insluit in sy verbond sonder dat ons dit verdien. Dis al klaar buite die perke van wat ons glo, dis eintlik net nonsens. Absolute dwaalleer. Absolute dwaalleer. En deel van hierdie dispensasieteologie of dispensasionasionalisme kom die gedagte dan dat daar 'n dispensasie gaan kom waar net voor daai dispensasie kom die verdrukking van die heilig of die verdrukking van die mensdom, dat die heiliges weggeraap gaan word en dat hulle nie die lyding gaan deurgaan wat die wêreld dan in daai tydperk en daai dispensasie gaan. En dis gebaseer op allerlei tekste, onder andere openbaringstekste wat totaal buite konteks aanval. Is dit Christelik op nie die lyding? Nee, totaal en al nie. Inteendeel, die lyn deur die woord rondom die lyding van die gelowiges is eintlik, dink net aan Christus wat sê, die wat agter my aankom moet wat doen? Hulle moet 'n kruis optel. Sterk van hulle self. Ja, dit veronderstel lyding. Hoeveel keer verwys Christus nie daarna dat die wat agter hom aankom, die wat hom volg gaan ly nie. Hoeveel keer verwys die Nuwe Testament skrywers nie na daai lyding nie. Gaan lees wie Petrus, gaan kyk Romeine 8. So lyding is deel daarvan en nou kom hierdie dispensasionalistiese tipe teologie en sê nee, daar gaan 'n dispensasie kom waar jy weet wat die lyding gaan wees en ons gaan voor dit weggeraap word. En ek meen en dis absolute dwaal. Dit is in 1830 vir die eerste keer uitgedink deur John Darby, was gebaseer, so sê hulle, op 'n visioen van 'n meisie wat gesien het hoe die Here terugkom
in John Darby se leeftyd, en dat hy dan eintlik net op grond daarvan hierdie ding begin populariseer het en dit versprei het eintlik in die FSA spesifiek. Ja. En hy het dit gebaseer op 1 Tessalonisense 4 vers 17. Wil jy nie vir ons 'n bietjie meer daaroor vertel nie? Ja, ek het natuurlik toe ek die spesifieke figure nou so 'n paar weke terug hoor praat oor hierdie goeters van die eindtye. Toe baie van my familielede vir my gesê, hoorie so, wat nou van die eindtye en wat moet ons nou doen? Is hierdie ouens reg of verkeerd? Toe sê ek dit soos, ek het nog nooit in my lewe daarvan gehoor nie. En dit kom maar net vanuit, dit wys jou vanuit watse kultuur dit kom. Nou, voordat ek na 1 Tessalonisense 4 toe gaan, moet ek net ook verduidelik dat daar's verskillende, daar's bepaalde maniere om na die teks toe te gaan. Soos Simon genoem het, in die 1830s, vir duisende jare, was daar nooit hierdie gedagtes oor 'n wegraping nie, oor in tale praat nie, oor profeseë aan die hand van toekomsvisioene, soos die meisie wat haarself openbaar het aan die John Darby nie. En hier in die 1800s, veral met die nuwe wêreld en Christopher Columbus en die ontdekking van die FSA en die kerk wat soontoe beweeg het, sonder enige, en ons kan ook sê, wat so 'n bietjie weg wou breek van die Britse kolonialisme en hulle wou hulle eie nasie en al die goeders het daar ook so 'n bietjie verwikkeling in die kerk beginne plaasvind, wat ons nou noem die Pinkster charismatiese bewegings. En daar's 3 van hierdie beweging het 3 spesifieke geleenthede gehad waar dit regtig ontwaak het in hierdie goeders. En jy het mense gehad, figure gehad soos Mother Ann en die John Darby en ek dink aan Seymour met die Azusa Straat 1906 gebeure, waar hulle al hierdie goeders kwyt geraak het, bloot as gevolg van hulle het na die teks toe gegaan en gesien, hierso is dinge wat in die teks staan en dit is seker nou maar iets wat nog moet gebeur in ons tyd, wat daar's geen geskiedkundige bewyse vir hulle dat dit ergens in die verlede gebeur het. So natuurlik moet hierdie goeders nog in ons tyd gebeur. En dit is net bloot aan die hand van 'n absolute misverstaan van 'n hoë kontekskultuur wat poëtiese prosa taal gebruik het om sekere diep godsdienstige kwessies aan te spreek, in steede van om literêre goeders uit te wys op 'n tydlyn en wat ook al. As ek dit sê, bedoel ek daarmee dat wanneer ons na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 toe gaan, dan sien ons hierdie gedagte van Paulus, wat eintlik besig is om vir die gelowiges te sê, moenie bekommerd wees oor julle broers en susters wat gesterf het, of julle familie of julle vriende wat gesterf het, voor die koms van Jesus, en hartseer wees daaroor nie. Al wat hy dan doen is, hy verduidelik hierdie gedagte van die wederkoms vanuit Paulus se perspektief uit. Onthou, Paulus was verskriklik apokalipties. Dis die ou wat vir ons gesê het, moenie trou nie, daar's nie tyd om te trou nie. Here kom môre, dit help absoluut niks nie, bly weg van meisies af. Wat Paulus het geglo, in sy tyd nog, dat die Here gaan kom, dat Jesus weer gaan kom. Natuurlik kan ons sien aan die hand van die feit dat Paulus Christus ontmoet het op pad Damaskus toe. Nou, so Paulus het hierdie regte groot afwagting gehad dat Jesus weer in sy leeftyd moet kom, want hy wou hierdie vrede beleef aan die hand van die Romeinse koninkryk wat oor hom geheers het. Paulus het bepaalde idees en gedagtes gehad, en 1 Tessalonisense is een van die vroegste briewe. Ons praat van die vroeë 50s na Christus, met ander woorde net 20 jaar na Jesus se tydperk waar 1 Tessalonisense verskyn, waar Paulus dit skryf. Met ander woorde, Paulus is nog vroeg in sy bediening. Hy het nou net hierdie visioene gehad van Jesus. Hy het nou net op een van sy sendingreise begin gaan, en hy is vasoortuig, hy moet hierdie goeders aan die mense verkondig, en hy is hier besig om mense te leer. Voordat Christus terugkom. Yes. So, hier is hy nog passievol oor sekere idees en gedagtes, maar ons sien hoe Paulus later ontwikkel in iemand wat 'n bietjie meer kalmeer oor die koms van Jesus, want hy sien, hierdie goeders gebeur nie, die verdrukking bly duur voort en goeders, en dis, dan slaan hy ewe skielik oor in 'n ander tipe, hoe kan ek sê, mentaliteit of temperatuur, waar hy byvoorbeeld in Filippense 4 vers 13, die ou sport ene wat almal gebruik,
sit hy in die tronk en hy sê ek is tot alles in staat. Met ander woorde, ek kan my verdrukking verduur deur Christus deur God wat my krag gee. Nou, so moenie na 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 17 kyk en die Griekse woord daar is arpazo wat van rapazo wat na rapture toe vertaal en dit is waar hierdie goeders vandaan kom. Wat beteken om weggevat te word? Om weggeneem te word, ja. Maar Paulus sê dit nie hier aan die hand van dat jy weet ons almal in tonneltjies gaan opgesuig word hemel toe nie. Die teks praat meer poëties hieroor. Dit sê dat hulle wat voor ons gelewe het en ons wat nou lewe, ons almal wat in Christus is, sal saam opgeneem word na Christus toe. Dit het geen aanduiding van die verdrukking voor die tyd of iets na die tyd of wat ook al nie. Dit is heeltemal uit konteks uitgevat. En dis hoekom kan ek glo, vir duisende jare het niemand hierdie geglo nie, want dit is nie so. Dis nie wat die teks sê nie. Dis nie wat die teks sê wat daar staan nie. Daar praat van 'n trompet. En die trompet is nie 'n verbintenis met die trompette waarvan Johannes praat in sy Openbaring nie, hoegenaamd nie. Hierdie trompet is gewoonlik net soos in Openbaring actually, maar ek bedoel net daar's nie 'n verbintenis in Paulus en Johannes nie, maar die trompet metafoor binne hulle wêreld is gewoon net hier kom die koning, blaas die trompet. Dis wat jy gedoen het, dis om 'n aankondiging te maak van 'n simboliese manier om iets aan te van 'n koninklike of van ietsie wat aankom. So dis nie 'n verwysing na 7 trompette, dis gewoonheid om te sê, moenie bekommerd wees oor die wat ontslaap is nie, want Christus kom weer en dan gaan ons almal by Christus wees. Onthou Paulus het gedink in sy tyd dat hy regtig die afwagting gehad dat Jesus sal kom. Want hy het in die Romeinse ryk geleef. Die keisers het geheers. Hy is 'n fariseer self. Hy het hierdie afwagting gehad van 'n politiese bevryder van Jesus ook. Wat ons kan sien hy later aan weg beweeg het. Maar natuurlik omdat hy groot geword het as 'n fariseer met hierdie vroeë gedagtes, kan ons sien hoe dit sy siening en sy eskatologie en sy apokaliptiek beïnvloed in terme van hierdie goeders. Daar was 'n verwagting dat Jesus asseblief moet kom in sy tyd, sodat hy verligting kan beleef in die wêreld waarin hy leef. En dit is net soos baie van ons hierdie verwagting het. En ek wil julle aanraai, bly weg van dit af. Jesus roep ons tot die verdrukking. Jesus roep ons om onsself met hom te vereenselwig. Dis hoekom ek dink vir my die mooiste tyd van die jaar is Paasfees. Wanneer ons reg dink oor die Christus en die Paasfees soveel as wat die Sondag, die opstanding vir my 'n mooi geleentheid is. Die mooiste geleentheid vir my altyd is daai donderdag voor die Paasnaweek. Daai donderdag waar alles donker gemaak word, waar ons net weer besef wat gaan aan. Jesus lei vir ons om te help en hy roep ons ook om vrede en vreugde te vind in ons lyding. Ons moet so versigtig wees vir hierdie tipe teologie want dit skep die idee dat verlossing kom deur hierdie groot gebeure. Deur gebeure wat ons eintlik soort van pre-tribulasie tipe gebeure wat ons wegvat uit hierdie aarde, wat ons wegvat van die verdrukking af. Terwyl die woord so duidelik sê dat ons verlossing kom hoe? Deur die kruis. Die weg na verlossing is deur die kruis. Dis deur in Christus se voetspore te loop. Dis deur te beleef wat Christus beleef het. Dis deur dieselfde lyding wat Christus gelei het. Dis deur die verloning van jouself. Dis die weg na verlossing, deur te glo in Christus en te doen wat hy gedoen het, in sy voetspore te volg. Daaroor is die woord keer op keer so duidelik. En hierdie tipe teologie wat praat van 'n wegraping, weet, dan gaan al die heiliges weggeraap word en sy wat oorbly gaan nou hierdie verdrukking. Ek meen dit is absolute dwaal en dit mislei ons om te dink dat verlossing daar eendag is. En as ek een gedagte vandag kan deel wat vir my so belangrik is, dan is dit ons moet wegbly van hierdie tipe teologie dat ons verlossing en ons vrede en ons blydskap en ons erfenis aan Christus,
dat al hierdie goed eers daar eendag op die horison ergens is, selfs as ons praat oor die wederkoms, dat al die goeders is eers daar by die wederkoms. Want die realiteit is dat as ons na die mooi gaan kyk van die evangelie, van die goeie nuus, dan is dit dat ons verlossing nie kom omdat ons weggevat word uit die verdrukking uit nie, maar dat ons te midde van die verdrukking, die skoonheid en die verlossing en die vreugde en die vrede van God, van Christus kan beleef, omdat ons reeds nou al deel gekry het aan die erfenis wat ons aan Christus ontvang het, omdat ons reeds nou al deel gekry het aan die liggaam van Christus, omdat ons die bruid van Christus is, wat ten spyte van uitsien, om elke dag saam met die bruidegom te leef. En dit is so belangrik, ons mag nie dit miskyk, dat God se verlossing in die hier en die nou, 'n verhouding met hom in die hier en die nou is nie, en die eendag nie. 'n teks wat my baie help, om hierdie te verstaan, en dit handel so 'n bietjie rondom, daar was 'n baie hoër manier van denke, oor hoe ons dink oor lewe en dood. En dis Johannes 11, ek weet nie of jy dalk so 'n bietjie iets kan sê van Johannes 11 in terme van die Martha wat by Jesus aankom en dis meer nie. Ja, so dankie, ek dink dis vir ons 'n ongelooflike voorbeeld van waar Lazarus sterf, en weet Martha en Maria huil en weet en hulle ek dink hulle smeek en sê Here, maar weet as hy hier was sou hy nie gesterf het nie, en dan antwoord Jesus en hy sê vir hulle iets so verskriklik belangrik, en dit moet ons altyd onthou, naamlik dat Jesus vir hulle sê dat die wat in my glo sal lewe al het hulle ook gesterf, en dat die wat nie in hom glo nie sal sterf al lewe hulle. Ja, en hy antwoord hierdie aan die hand van haar misverstaan van die Esegiel opstanding, die tweede opstanding van die bene wat sal opstaan en so. Dan sê hy vir haar, nee, ek sê vir jou, wie in my glo sal lewe al het sterf. Ons moet anders dink oor hierdie goeders. Weet, ons moet nie dink dis daar eendag nie. Want jy kan lewe en jy kan so dood wees soos 'n dooie mossie. Maar jy kan al dood wees, soos waarna die teks van 1 Tessalonisense verwys, maar jy kan leef. En so ons gedagtes hieroor is nie 'n fisiese jy weet, en selfs Paulus, wanneer hy in 1 Tessalonisense, hy praat nie hier oor die fisiese nie. Hy praat nie hier oor die dooies en die lewendes as sulks nie. Hy praat van ons verlossing lê in Christus, nie in ons toestand nie. Of jy nou dood is en of jy lewend is, dit lê in Christus. En Christus kom vir ons almal. En ons toestand, ons konteks kan dit nie van ons wegvat nie. So al is ons in verdrukking, al word jy, soos Paulus sê, op die grond neergegooi, al word jy verdruk, al word jou lewe geneem, is selfs jou dood vir jou 'n wins. Want in Christus het jy die lewe gekry. Simon, is dit om krities te wees en om dwaalleraars uit te wys? Is dit onchristelik? Is dit onchristelik om vir iemand te sê hy's 'n dwaalleraar of want ek sien baie mense, jy weet, met die kritiek wat 'n sekere persoon ontvang het oor sy uitlatings oor die wegraping en dies meer. Het baie mense hom gaan staan en verdedig en gesê, ja, maar jy weet, ons moet nog steeds Christelik bly oor en hoe lelik is dit nou nie dat mense hom aanval en wat ook al. Is dit verkeerd om krities onsself uit te spreek oor sulke goeders? Hierdie goeders wat angs, wat vrees, wat manipulasie bedryf. Is dit onchristelik om te bestry? Hoegenaamd nie. Hoegenaamd nie. Ons moet onthou, as ons na die Bybel gaan kyk, as ons na veral die briewe in die Nuwe Testament gaan kyk, dan is daar regtig amper nie een brief wat nie besig is om dwaling te bestry nie. Inteendeel, gaan kyk maar, die rede hoekom Paulus meeste van die goed skryf, is omdat daar dwaalleraar of dwaallering in 'n gemeente aan die gang was. Mense het iets misverstaan en of daar was dwaalleraars, daar was skape in wolweklere en hy het hierdie ouens reguit aangevat en gesê, wolwe en skaapklere. Ekskuus, wolwe en skaapklere, reg is skape en wolweklere. Wolwe en skaapklere. Hy het dit goed reguit aangevat
En interessant, né? Jy praat daarvoor. Gaan lees 'n bietjie Kolossense 1 en dan kyk jy wat staan daar. Kolossense 1:27, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie van alle nasies is. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Ons het 'n taak gekry om te vermaan. En die waarheid te verkondig. Om rondom die waarheid te vermaan en te sê, maar luister hier, jy is besig met dwaalleer, jy is besig om mense van die pad af in die sloot in te lei. Hou op hiermee. Ek werk spesifiek met 1 Johannes in my navorsing en so. En dit is baie interessant, wanneer ons na 1 Johannes toe gaan, dan praat hy van hulle wat vanuit ons kom. Met ander woorde, hy praat van dis medegelowiges wat nou 'n ander idee of 'n ander gedagte oor wie Christus is het, en hulle is besig om 'n rigting in te gaan, en dan vat hy hulle aan en hy sê hulle is van die pad af, hulle is besig om te dwaal. Maar hy gaan so ver asom hulle die anti-Christen. So die houding teenoor dwaale, die houding teenoor valse leer, die houding teenoor om dwaling te bestry in die Nuwe Testament is vir my 'n baie prominente tema. Dis vir my ietsie wat dis 'n baie sterk reaksie wat ons sien van die skrywers. Exactly. Om die goeders te beveg, om dis regtig te sê, luister, hou op hiermee. Hulle is die anti-Christ. Kom terug na die ware leer, want julle dwaal. Kom terug na Christus toe, want julle dwaal. Kom terug na sy wonderbaarlike lig toe, want julle is besig om mense seer te maak. En dalk moet ons laaste gedagtes. Ek dink ek sou so ver gaan as om die mense anti-Christen te noem nie. Ek dink ek kon sien dat hulle regtig dit geglo het wat hulle glo. Ja, maar ek dink dit kom vanuit 'n plek waar hulle nie verstaan wat die geskiedenis is van hierdie beweging waarna hulle deel is nie, en hierdie hele Pinkster charismatiese beweging wat oorgeneem het as die populêre teologie in ons land vandag. Ek bedoel, ek kan nie eers meer jy weet, 'n babietjie doop in ons eie kerk, dan word ek aangevat oor, maar hoe glo ons oor die doop nie, ons kan nie meer praat teen hierdie valse dwaalleraars en valse profete. Die hartseer is dwaal veroorsaak dwaal. En die manier hoe ons dit stop is om op te hou om hierdie goeders aan te wakker, om op te hou om hierdie goeders te deel op sosiale media. Selfs al stem jy nie daarmee saam. En regtig die ware leer van die ou en die Nuwe Testament aanklank. Bly weg van dit af. Bly weg van dit af. Ja. Jy kan natuurlik krities daaroor dink en met vriende en familie daaroor gesels, so en bestry dit wanneer dit is in jou. Maar bestry dit. Dis die punt. Moet dit nie aanhelp nie, want dit help nie. Van my kant af, wees in die hier en die nou. Weet dat Christus gekom het en mens geword het en aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het, sodat die wat in hom glo, of die dood of lewe, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Punt. Oor en uit. As jy glo in Christus, het jy deel gekry aan sy koninkryk, het jy deel gekry aan die erfenis wat ons in Christus ontvang het, en hoef jy op geen manier daaroor te wonder of te twyfel nie, en gaan ietsie soos 'n wegrapingsleer jou eintlik regtig nie eers pla nie, want jy is sekuur in Christus, wat sy gees aan jou gegee het, en wat elke dag by jou teenwoordig is. Ek dink van my kant af, deur die geskiedenis van die mensdom, is daar onder elke Christengroep hierdie mense gewees, wat die gedagtes gehad het dat as gevolg van hoe sleg dinge nou is, of as gevolg van wat nou op ons afpyl, ek dink aan die moslim herlewing in die Midde-Ooste in die 7de, 8ste eeu. Ek dink aan die Noorse oorheersing van Brittanje in die 11de eeu.
Ek dink aan onder andere van die dinge wat meer onlangs plaasgevind het. In elke liewe deel van ons geskiedenis het mense die Bybel gevat en uit konteks uitgebruik. Daar's individue gewees, maar nog nooit het ons geglo in 'n wegraping nie. Nog nooit het ons geglo dat God ons vanuit ons verdrukking wil kom uithaal nie. Inteendeel, hy moedig ons aan om deur ons verdrukking in hom te glo, deur ons verdrukking aan hom vas te hou, soos wat Christus aan hom vasgehou het, waar Christus bloed gesweet het, as gevolg van die verdrukking wat hy verduur het. En ek wil jou aanmoedig, is om nie weg te skrim van dit wat voor jou is nie. Soos wat Paulus, soos wat Simon nou sê, lewe in die hier en die nou, maar ook lewe vir die waarheid. Kom ons raak rustig oor wie God is en wat God vir ons gegee het as sy woord, as sy logos, as sy waarheid. Ons is mense van die vrede. Ons is mense wat vrede moet bedryf. Ons is mense wat die koninkryk moet voortsit. Daar sal niks gebeur totdat die swaard in die invloedskare ingesmee is nie, soos Jesaja 2 ons ook leer. Ons is mense wat getaak is met die koninkryk en die waarheid en die welsyn van hierdie wêreld. En ons taak is ver van klaar. Ek dink altyd aan my lied wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. God gaan ons nie wegvat van sy skepping af nie. God gaan ons nie wegvat van hierdie wat syne is nie. Nadat hy dit geskep het en gesê het, dit is so goed. Dit is so mooi nie. God het ons hier geplaas vir 'n rede. Ek dink dit is tyd dat ons wakker word oor waar ons is. Dit is tyd dat ons nie ontslape raak oor wat ons taak hier is nie. Ek dink ons moet begin werk aan hierdie vrede. Hou op worry oor jou lewe na die dood, want hulle wat in Christus is, sal lewe al het Wees besorg oor die lewe nou. En as dit swaar raak, onthou wat Paulus skryf. En ek dink daarom kan ons ook vashou. Swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En hierdie hoop beskaam nie. Hoekom? Want is in Christus. Familie, mag julle in hierdie tyd wegskrim van die nonsens wat daar buite is, maar tog in dieselfde asem, in die liefde van Christus, die dwaling bestry met wat die waarheid is. As mense na julle toe kom, antwoord hulle met die oortuiging wat in jou hart is, van die waarheid, van die logos wat God in jou hart geplaas het deur Christus. Mag julle die geloof verdedig, mag julle die waarheid verdedig, en mag julle onthou dat elkeen van ons hierso is om sy koninkryk eerste te stel. Amen.